Goeiemôre almal, ek is pastoor Wim. Nou pastoor Wim het ongelukkig haar stem verloor. En ek sal vandag 'n boodskap alleen hanteer hierso, terwyl sy na haar stem soek. Ons gegil daaroor, maar ons wens haar alle sterkte toe. Sy sit hier so voor my. Sy kan ongelukkig nie praat nie, of sy praat, maar sy fluister. So, ons gaan nie saam fluister nie. Ja, nou ons is van geen kerk of denominasie nie. Ons doen net 'n eindtyd Bybelstudie in die geopenbaarde name, met ander woorde die Hebreëse name. Jahwe ons Elohim, dis God die Vader. Yahweh is Jesus Christus en die Ruach HaKodesh is die Heilige Gees. Nou ons gebruik hoofsaaklik 3 Bybels vir ons voorbereiding van hierdie studie. Die 3353 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Bybel, nie die New King James nie, die 1611, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, wat ook die enigste Bybel is wat ooit in die wêreld verban is. Dit is ook nie die Emphasis Version nie, wat in sekere boekwinkels beskikbaar is nie. Ja, ek wil net weer hier die aankondiging doen, voordat ons met die studie gaan begin. Ons onderdompeling of doop is geskeduleer vir 27 September, om 2 uur die middag te Montana. Dit word gedoen by 'n swemskool, waar warmwater swembad beskikbaar is. Indien enigene van julle belangstel, laat ons weet asseblief, deur vir ons 'n e-pos te stuur, by potgooi.eindtyd@gmail.com. Die koste daaraan verbonde is R100 per persoon, want dit is wat die swemskool ons vra vir die fasiliteite om dit te gebruik. Indien enigiemand graag onderdompel wil word en dit nie kan bekostig nie, praat asseblief met ons. Ons gaan definitief vir julle 'n plan maak. Nou ons het nou verlede week gelees hoe Eva verlei is deur die slang, wat nie 'n slang was soos ons dit ken nie, en dat haar vleeslike natuur haar gelei het om seksuele omgang met hierdie slang te hê, en toe met Adam. Nou ons gaan nou lees in Genesis 3 vanaf vers 8. Kom ons lees. En hulle, dis nou Adam en Eva, het die stem van Jahwe ons Elohim, dis nou die Here God Almagtig gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwynkie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van Jahwe ons Elohim, vir God, die Here Almagtig. Tussen die bome van die tuin het hulle verberg. Vers 9. Toe roep Jahwe ons Elohim, die Here God Almagtig, na die mens, en sê vir hom, waar is jy? Vers 10. En hy, dit is toe na Adam, antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin, en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Vers 11. En hy, dit is nou Jahwe ons Elohim, met ander woorde God Almagtig, sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Vers 12. En die mens, dit is nou Adam, antwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Vers 13. Daarop sê die Here God, met ander woorde Jahwe ons Elohim aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Vers 14. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Nou, sy vervloeking is dat hy die voorreg ontneem word om ooit weer regop te loop, te praat, te dink en te redeneer of om enige persoon te verlei. Dis sy vervloeking. Vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Nou, wat is die saad? Dit is hulle nageslag. Hy, die mens, sal jou die kop vermorsel en jy sal hom die hakskeen byt. Nou, hierdie vervloeking van vyandskap is nie tussen die mens en die slang nie. Dit is tussen Jahwe se saad, met ander woorde sy bruid, sy volgelinge, en die saad van die Satan, die ongelowiges. Met ander woorde, lig teenoor duisternis, waarheid teenoor leuns, ewige lewe teenoor ewige dood. Hierdie vyandskap sal so bly tot en met by die wit troon oordeel in Openbaring 20 vers 11 tot 15. Vers 16. Aan die vrou, dis nou Eva,
het hy, dis Jahwe ons Elohim gesê, en ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Vers 17. En aan die mens, dit is nou Adam, het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy eet, en al die dae van jou lewe. Nou die rede hiervoor is omdat Jahwe ons Elohim, met ander woorde die Here God Almagtig, die opdrag of verbod nie aan Eva gegee het nie, maar net aan Adam. Dit was sy plig om toe te sien dat Eva dit ook gehoorsaam. Jahwe ons Elohim neem die ewige lewe weg van Adam en Eva en verander hulle eens sorgvrye bestaan in een van moeite. Vers 18. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring en jy sal die plante van die veld eet. Nou hier word nou vir die eerste keer gepraat van dorings en distels deur Jahwe ons Elohim. Dit wil sê God Almagtig, want dit was nie deel van die skepping gewees nie. Hier spreek hy dit die eerste keer. Ons leer hieruit dat daar niks negatiefs was in die tuin van Eden nie, behalwe die boom van kennis van goed en kwaad. Maar nou, as deel van die vervloeking van die mens, spreek Jahwe ons Elohim, dit wil sê die Here God Almagtig, dorings en dissels op hierdie aarde, sodat dit vir die mens moeilik sal wees om te oorleef. Omdat Adam en Eva nie die ewige lewe wat hulle as gawe ontvang het, geag het of waardeer het nie. Nou ons gaan nou na Genesis 4 vers 1 kyk. Kom ons kyk na vers 1. En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword, en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Nou Eva gee voor dat Kain die seun van Adam is, terwyl sy weet, dat sy eerste met die slang gemeenskap gehad het. Vers 2. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel het 'n skaapherder geword, en Kain 'n landbouer. Die twee seuns Abel is dus deel van 'n tweeling wat gebore is, omdat Eva met albei omgang gehad het, met ander woorde die slang en met Adam. Ek plaas die woord tweeling in aanhalingstekens, omdat hulle nie uit een man se saad gekom het nie. Vers 3. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here, met ander woorde Jahwe ons Elohim, 'n offer gebring. Vers 4. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. Vers 5. Maar Kain se offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. Nou, hoekom word net Abel se offer raak gesien deur Jahwe ons Elohim Almagtig? Want hy erken Abel se opregte bloedlyn van Adam af en verwerp Kain se onegte bloedlyn. Vers 6. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof so hang? Nou onmiddellik openbaar ons Kain se karaktertrekke, wat die teenoorgestelde is van die vrug van die gees. In hierdie geval is dit jaloesie, vyandskap, twis, naaiwer en afguns, wat dan oorskakel in moord. Ekskuus, haak ek vas hierso. Nou ek wil net hier vir julle lees wat die teenoorgestelde van die vrug van die gees is. Dit is nou volgens Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Kom ons lees vanaf vers 19. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Nou hulle leef sonder enige riglyne. Vers 20. Afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornheid, naaiwer, tweedrag, partyskap. Vers 21. Afguns, moord, dronkenskap, brassery. Wat is brassery? Dit is oordadige eet en drink. En dergelike dinge waarvan ek, dit is nou apostel Paulus, julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God, Jahwe ons Elohim, nie sal beerwe nie. Vers 7.
is daar nie verheffing, nou dit is opheffing, as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Nou in plaas daarvan dat Kain om vergifnis vra, hy moes net om vergifnis vra, word hy kwaad, omdat hy nie die erkenning kry wat Abel gekry het nie. En dan sê Jahwe ons Elohim, dit wil sê die Here God Almagtig vir hom, dat hy verstand gekry het om self te kan besluit, of hy goed of sleg gedoen het. Met ander woorde, hy nooi vir Kain om sy lewe te verander, maar hy self moet daardie besluit maak. Genesis 4 vers 14 tot 17. Ons weet nou dat Kain vir Abel doodgemaak het en dat daar net 3 mense oorgebly het in die tuin van Eden. Ons almal weet dit, ken die Bybel, naamlik Adam, Eva en Kain. Nou Kain word vervloek deur Jahwe ons Elohim, dit wil sê die Here Almagtig, omdat hy vir Abel doodgeslaan het, en Kain sê in vers 14, kyk, u verdryf my nou uit hierdie land uit, en ek moet my verberg vir u aangesig. 'n Swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry sal my wil doodmaak. Nou ons moet nou weet, hy verwys na die ander mense op aarde, wat 'n mens is dit? Dis nou die Genesis 1 mense, verwys hy na. Vers 15, maar die Here sê vir hom, daarom as enige een Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreek word. En die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enige een wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie. Vers 16, toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here, en hy het gewoon in die land Nod, aan die ooste kant van Eden. Vers 17, en Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword, en Henog gebaar. Nou, teen daardie tyd was die Genesis 1 mense verstrooid oor die aarde, en Kain vind 'n vrou in die land Nod. Die feit dat Adam en Eva die sonde meegedoen het, beteken dat hulle nie meer vir ewig in die tuin van Eden kan bly nie. Nou ons lees dat die ewige lewe weggeneem word van die mens in Genesis 3 vers 24. Kom ons lees Genesis 3 vers 24. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Nou die wêreld het nou mense sonder lewende siele en mense met lewende siele, maar albei groepe sondig en wil nie na Jahwe ons Elohim, dit wil sê God Almagtig ons Vader, luister nie. Vanaf die sondeval is daartoe vermenging van die 2 bloedlyne op hierdie aarde. Nou gaan ons na Genesis 6 toe. Kom ons lees vers 1. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is. Vers 2. Sien die seuns van God, met ander woorde Jahwe ons Elohim, dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle gekies het. Vers 3. Toe sê die Here, Jahwe ons Elohim, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. Nou wat beteken dit as ons sê, hy of sy het die gees gegee? Dit beteken dat hulle die Heilige Gees wat hulle met geboorte ontvang het, teruggegee het aan Jahwe ons Elohim as hulle sterf. Solank as wat die Heilige Gees in jou is, kan jy nie sterf nie. Die ewig lewende asem wat Adam en Eva gekry het, word nou steeds oorgedra na die volgende geslagte. Maar die geestelike ewige lewe wat daarmee gepaard sou gaan, is vernietig as gevolg van die sondeval. Jahwe ons Elohim sê hier, dat die mens se vleeslike ouderdom sal 120 jaar wees. Hy sê ook dat sy ewig lewende gees nie meer 'n opsie is vir die mens se sielsdimensie nie, om vir ewig by hom te gaan leef nie. Vers 4. In die dae was die reëse op die aarde, en ook daarna,
toe die seuns van God, Jahwe ons Elohim, die geslagte van Adam en Eva, by die dogters van die mens, wat se mens is dit nou? Van die Genesis 1 mense, ingegaan het, en vir die kinders gebaar het. Dit is die geweldenaars, uit die ou tyd, die manne van naam. Daar is mense wat beweer, dat die seuns van God, die gevalle engele was, maar hulle is nou demone. En demone het nie geslagsdele nie, want dit is geestelik. Die reëse was die uitvloeisels van die twee rasse, of die twee bloedlyne, wat verbaster het, die Genesis 1 mense en die Genesis 2 mense. Dit was ook as gevolg van die wreedheid van hierdie geweldiges, die reëse wat uit die Genesis 1 en Genesis 2 mense voortgekom het, wat veroorsaak het, dat die sondvloed moes plaasvind. Vers 5. Toe die Here, met ander woorde, Jahwe ons Elohim sien, dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, het hy al die versinsels, met ander woorde, al hulle gedagtes, wat hy in sy hart bedink het, en met ander woorde, dis die mens, altyd deur net sleg was. Vers 6. Het die Here, Jahwe ons Elohim, berou dat hy die mens, die Genesis 1 mense, op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Vers 7. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het. Nou dis let wel, dit is die Genesis 1 mense, van die aarde af verdelg. Die mense, sowel as die vee, en die kruipende diere en die voëls van die hemel. Want dit het berou by my, dat ek hulle gemaak het. Vers 8. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here, met ander woorde Jahwe ons Elohim, Noag. Hulle wat uit Adam en Eva voortgekom het. Nou dit het tyd vir ons geword om te vergelyk wat ons nou gaan, vergelyking wat ons nou gaan tref tussen die 1933 Bybel, Afrikaanse Bybel, en die 1983 en die 2020 vertalings. Ons gaan 'n paar versies daar uithaal en ons gaan kyk wat daar geskrywe staan. Nou ons begin by die 1933-53 Bybel. Kom ons lees. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy, dis nou die mens, sal jou die kop vermorsel, en dis nou die slang, sal hom in die hakskeen byt. 83 vertaling. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Die 2020 vertaling. Vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval, let wel, en jy sal sy hakskeen aanval. Wat dit ook al beteken, maar kom ons kyk. Die woord vermorsel en byt word vervang met die woord aanval. Dit is nie dieselfde nie, mense. Vermorsel beteken vernietig of verbrysel. En byt beteken hy gaan sy slagtande inslaan in die vlees, en 'n byt veroorsaak meestal 'n steekpyn, dis seer. Kom ons kyk aanval. Aanval beteken om iemand te lyf te gaan om hom seer te maak. Dit is nie dieselfde as vermorsel en byt nie. Genesis 3 vers 17. Kom ons kyk in die 33 vertaling. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. 83 vertaling. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. 2020 vertaling. Vir die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na jou vrou se stem en geëet het waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond deur jou toedoen vervloek. Kom ons kyk na die woord aarde. Aarde word vervang met die woord grond. Uit die Hatse beskrywing vir die woord aarde is, die planeet waarop mense woon. Die Hat-beskrywing vir die woord grond is oppervlak van die aarde of vloer van 'n gebou. Genesis 6 vers 4, gaan ons lees.
die 1933-53 vertaling. In die dae was die reëse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God, met ander woorde, dit is die mense met die ewig lewende siele, by die dogters van die mense, dit is die Genesis 1 mense, wat gespreek was, en wat nie ewig lewende siele gehad het nie, ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudtyd, die manne van naam. Nou bekend vir hulle wreedheid, dis nou volgens Genesis 10 vers 8. Nou Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here, van God Almagtig. Die 83 vertaling. In daardie tyd was daar reëse op die aarde, en ook daarna, wanneer die hemelswesens na die dogters van die mens toe gekom en kinders by hulle gekry het. Hulle was die sterk mense van die oudtyd, die manne van naam. Die 2020 vertaling. Die reëse was in daardie tyd en ook daarna op die aarde, solank as wat die hemelwesens by die dogters van die mense ingegaan en vir hulle kinders verwerk het. Daardie kinders was die helde, mense, ek kan dit nie vir julle moet dit self lees. Daardie mense was die helde uit die oudtyd, die beroemde manne, die mynmanne. Jy kan nie dink dat dit 'n vertaling is wat ons moet uitlees nie. Seuns van God word vervang met die woord hemelwesens. In hierdie geval is dit nie hemelwesens nie, mense, dit is gevalle engele, wat demone genoem word, wat aan Satan rapporteer, en hulle het nie geslagsdele nie, hulle is geestelik, nie vleeslik nie, hulle is geestelike wesens, geweldiges, kom ons kyk, geweldiges, uit die oudtyd word sterk mense in die 1983, en dan word hulle helde in die 2020 vertaling. Manne van naam, wat beteken dat hulle bekend was vir hulle gewelddadige natuur, word in die 2020 Bybel beroemde manne genoem. Beroemde manne. Dit klink meer asof dit berigte manne moes gewees het. Die mense moet wakker slaap as hulle na hierdie nuwe Bybel soek, wat veronderstel is om soveel makliker te lees. Dis wat hulle sê, dit lees soveel makliker, maar hulle eyeblind jou. Die duiwel word as nie so sleg nie uitgemaak, en ons verlosser, Yahshua, Jesus Christus, word verander na nie so groot nie. Die woord sê, pas op vir die vals profete, mense. Hier lees ek dit vir julle kan dit self gaan navors. Nou ja, ons het gekom aan die einde van ons boodskap. Ek wil net baie dankie sê dat julle die tyd saam met ons spandeer het. Onthou asseblief om te subscribe of in te skryf, dit is gratis. En as enige een van julle vir ons 'n vraag het oor vandag se onderwerp, stuur asseblief dit vir ons op 'n e-pos. Die adres sal op die skerm verskyn na ons afsluiting. En dan wil ek net weer vir pastoor Winna sê, sterkte. Dis moeilik, ek kan sien hoe gefrustreerd sy kan nie met my praat nie, maar ons sal vir haar bid. Kom ons uit saam bid. Ons almagtige hemelse Vader, U wat is, U wat was en U wat altyd sal wees. Die begin en die einde, die Alfa en die Omega. Ons wil net vanoggend aan U lof bring. Ons wil aan U gesange sing, psalms sing, en ons wil tamboeryne slaan en harpe speel. Wees ons genadig, hier waar ons hierdie boodskap uitdra, waar ons soveel beproewinge het. Ons kan net aan U lof bring. U woord verklaar, as U vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal die Satan jaag, want U is vir ons. Ek pleit by U, vir een en elk wat hier luister, hulle en hulle gesinne, pleit ek en ek pleit die seëning en salwing oor een en elk van hulle. Daar waar die bruid tot vervulling moet kom, pleit ek by U. Geef ons die krag, die wysheid en die insig en hou ons staande, dat ons die werk kan doen. Alles tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Laat dit so wees. Halleluja. Totsiens.